Verlede week het ons Psalm 51 gedoen, wat ook een van Dawid se psalms is waar hy sy skuld bely. Vanoggend doen ons Psalm 32 en julle gaan sien daar is 'n verskil, daar's 'n groot verskil tussen hierdie twee. En is eintlik 'n pragtige psalm as 'n ou mooi na hom kyk. U het my skuld vergewe. So hierdie psalm het hy geskryf nadat die Here reeds sy skuld vergewe het. 'n Gedig van Dawid. Dit gaan goed met die mens, wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens, vir wie die Here die oortredings nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het my liggaam uitgeteer, soos ek elke dag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog soos water in somerhitte. Selah. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my omstandigheid, en U het my skuld vergewe. Selah. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom wil lei. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig. Regverdiges jubel, alle opregtes. Dit dan Psalm 32. Kom ek skuif dit net vir 'n oomblik bietjie weg. Vriende, ek wil graag hê julle moet julle 'n bietjie julle verbeelding vrye teels gee vir 'n oomblik. Ek wil hê julle moet die prentjie kry van twee huise. Twee pragtige huise. Twee luukse huise as julle self sou wou. Die eerste huis is 'n huis wat geslote is. Sy vensters is toe, sy deure is toe. Daar word baie selde 'n venster oopgemaak of 'n gordyn of enigiets. Dit is so 'n misterieuse huis, maar pragtig van buite. Dink jou vir 'n oomblik in, as jy dalk in daardie huis sou moes ingaan, wat vir jare, wie weet hoe lank, toe was, nog nooit oop was nie. Jy sou waarskynlik hier in 'n donker huis instap, wat jou half bangerig maak, skrikkerig maak, jou die idee gee dat dit dalk 'n bietjie spookerig kan wees selfs. En die eerste ding waaraan jy vasloop is 'n ou spinnerak. En jy ruik die mif
oral in die huis. En die stof lê net so dik oral rond. Hoe voel dit om in daai huis te wees? Eerlikwaar, as jy nou daar moes wees, hoe sou jy daaroor gevoel het? Kyk man, ek sou so gou as moontlik uitgehardloop het. Daar is geen twyfel nie. Maar ek sou my skoonma soontoe gevat het. Verseker. Sy sou dit vreeslik geniet het. Nee, sommer net 'n grapie. Ek kon dit nou net nie weerstaan nie. Die tweede huis is net so mooi huis. Maar sy deure en vensters word daagliks oopgemaak. Gordyne word weggetrek. En jy het sommer hierdie gevoel van jy is welkom om in te gaan. En as jy binnekom, is dit sommer helder. Dit is alles mooi. Dit is skoon. Daar's geen spinnerakke nie. Die stof is weg. Dis pragtig, pragtig, pragtig daar binne. Wat is jou ervaring van so 'n huis? As jy so instap, en is helder lig, en is skoon, en jy ruik die Mr. Min op die meubels. Ek weet, ek sou dit geniet. Ek sou dalk selfs baie tuis gevoel het in so 'n huis wat my innooi met sy oop vensters en sy oop deur. Ons harte, vriende, is baie soos hierdie twee huise wat ek hier uitgebeeld het vanmôre. Huise is, of harte, is waar ons emosies en ons ervarings, ons seer kry, ons vreugde, ons blydskap en al daardie goed kom bære. Mense wat 'n geslote hart het, mag dalk 'n baie mooi hart hê. Soos daai huis mooi was. Maar as gevolg van al die ervarings wat hulle deur hulle lewe gehad het, mense met geslote harte besluit om juis hulle harte toe te maak, hulle harte te beskerm teen al die seer en die gevare wat daar buite om hulle is. En wat hulle dikwels so baie ervaar het. 'n Geslote hart is dikwels ook geslote vir ander mense. Meer nog, baie dikwels ook vir God. En dit beteken nie dat die persoon met 'n geslote hart nie 'n gelowige is nie. Baie keer sit ouens met geslote harte juis hier in die erediens. Is hulle deel van al die aktiwiteite van 'n kerk, maar hulle harte is toe, geslote. Hulle harte is vol van daardie lelike ou spinnerakke, nê? Die stof lê dik. Een van die redes vir daardie spinnerakke in 'n geslote hart is dikwels bitterheid. En ek wil graag dit hierby 'n bietjie stil staan vanoggend. Want jy sien, ek kom dit dikwels teë wanneer ek met mense praat, is dat daar 'n stukkie bitterheid in hulle harte is nie. En partykeer nie net 'n stukkie nie, sommer baie bitterheid is oor een of ander ding wat baie lank terug gebeur het
en hulle eenvoudig net nie verby die punt kan kom om daarvan ontslae te raak nie. Bitterheid is een van daai goed wat ons harte toemaak. Dis een van die dinge in ons lewe wat die mees vernietigende ding op alle terreine van ons lewe kan wees. En die probleem met bitterheid is dit, vriende. Jy besef nie altyd dat jy met hierdie bitterheid in jou hart rondloop nie en daarmee jou hart gesluit het nie, want hy kom soos 'n dief in die nag. Hy kom kruip so stadig maar stadig op jou af. Daai seer kry kom in jou lewe in en hy kry iewers 'n vat plekkie en hy begin broei en broei en broei en broei en jy besluit wel, dis so seer dat ek eerder maar hierdie hart moet toemaak en dan word bitterheid 'n tronk waarbinne jy leef. Daai huis word 'n tronk. Daai geslote huis word 'n tronk. As jou hart 'n geslote hart is die goeie nuus van môre dit. God wil jou vorentoe neem. God wil graag jou help om by 'n punt te kom om 'n oop hart te hê. En sien, bitterheid het 'n klomp gevolge. Dit vergiftig, vriende, alle verhoudinge. En jy kan maar nou vir jouself die leuen vertel en sê, ek is eintlik net kwaad vir Jannie. En ek is net bitterheid teenoor Jannie oor dit wat Jannie aan my gedoen het. Maar daai bitterheid kom en hy groei en hy bly hier binne in jou en op een of ander manier spoel dit oor in ander verhoudinge. En bou jy mure om jou sodat jy nie nog 'n keer seer kry nie. Hou jy ander mense dikwels op 'n afstand. Dit maak jou hard. Dat ander mense nie kan inkom nie kan deel word van jou lewe nie. En bitterheid steel so maklik jou vreugde en vrede. Dat jy die lewe nie kan geniet nie. In sy volheid nie. Dit maak jou siek. Dawid praat daarvan, hoe hy uitgeteer het. Hoe hy soos vuur die hele tyd binne in hom gebrand het. En ons weet uit ervaring uit, as jy met dokters praat, sal hulle vir jou sê, dis ouens wat gewoonlik baie keer aan depressie ly, wat aan angs ly, wat aan allerhande fisiese siekte toestande beginne ly. Maar weet julle wat is die grootste probleem wanneer bitterheid 'n houvas kry op jou hart en hom toemaak vir die wêreld om jou, is dat hy ook toegemaak word vir God se stem. Om God se stem duidelik te kan hoor. Ek lees in Hebreërs 12 vers 15 hierdie wonderlike woorde. Dis 'n waarskuwing wat die skrywer van Hebreërs uiteindelik gee. Hy sê, sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie.
Hy sê dis eintlik soos 'n wortel. Hy groei al hoe dieper en dieper en dieper. En hierdie wortel spruit uiteindelik uit. En uit hierdie wortel van bitterheid kan daar tog net iets slegs voorkom. Daar kan nie iets goeds na vore kom nie. En wat is dit? Moeilikheid. Verhoudings wat skade ly. En dit besmet alles. Dit maak al die ander dinge in jou lewe onplesierig en onlekker. Uiteindelik. Weet julle wat? 'n Geslote hart is dikwels 'n baie eensame hart. Dis 'n hart wat God se vergifnis baie moeilik sy eie maak en ook baie moeilik ander uiteindelik vergewe. 'n Geslote hart is 'n hart waar geestelike groei baie moeilik plaasvind. Hy is nie oop om na God se stem te luister nie. Maar kom ons praat 'n bietjie oor 'n oop hart. Kom ons kom by die mooi ding uit. Die belangrike eienskap van 'n oop hart is dat 'n oop hart laat toe dat God hom of haar van binne af kom verander. Die hart is oop, God kan inkom, hy kan van binne af jou nuut kom maak. 'n Oop hart is iemand met 'n leerbare gees, wat honger is om die woord te hoor en honger is daarvoor dat God deur die woord en sy gees sy lewe laat groei en sy lewe verander. Ongelukkig die geslote hart is nie iemand wat baie leerbaar is nie. Hy weet eintlik reeds alles. So glo hy. Toe Dawid 'n geslote hart gehad het, het hy stil gebly. En sy lewe het swaar geraak. Alles het moeilik geraak in sy lewe. Totdat hy sy hart vir God oopgemaak het. Die oomblik toe hy sy hart vir God oopmaak, toe ontvang hy vergifnis en vernuwing. En hoe maak jy jou hart oop? Jy gaan staan op jou knieë as ware voor die Here. En jy bely dit wat verkeerd is in jou lewe. En jy nooi God binne. 'n Oop hart maak liefde moontlik, vriende. Ons sien die woordjie liefde in die teks net een keer dat dit genoem word en verder nie regtig na vore kom nie. Maar die gevolge van God se liefde word baie duidelik beskryf. Daar word gesê 'n persoon wat 'n oop hart het, sal God se liefde as ware beleef deur God se beskerming in sy lewe, deur God wat aan hom vryheid gee om te kan lewe, God wat aan hom vreugde gee, God wat uiteindelik ook vir hom 'n nuwe doel in die lewe gee, 'n roeping gee om te gaan uitleef. Want julle sien, wanneer die hart oop is, maak God die hart vol van alles wat mooi en goed is. En waarvan die hart vol is, lees ons in 'n sekere sin in hierdie Psalm, loop die hart van oor. Dawid wil vir almal vertel wat gebeur het toe hy uiteindelik sy geslote hart oopgemaak het. 'n Oop hart bevorder geestelike groei in 'n mens se lewe. Help 'n mens om
God beter te verstaan en God se doel en roeping vir jou lewe beter te leer ken. Dawid praat self ook daarvan hoe hy deur God geleer word en hoe hy die behoefte het om dit wat hy by God leer ook vir ander te gaan leer uiteindelik. Dawid beleef veral God se vrede. 'n Oop hart, vriende. Sal daardie vrede waarvan Paulus so mooi praat, wat alle verstand te bowe gaan, elke dag, elke oomblik van sy lewe ervaar. Watter huis gaan ek en jy kies? Die eerste huis. Hy lyk dalk baie mooi van buite, maar binne? Jy gaan dalk die tweede huis wil kies. Ek hoop so. Die huis wat oop is. Die huis wat 'n oop hart verteenwoordig. En daarom sê ons ook vir mekaar onomwonde vanoggend, Here, gee ons 'n oop hart. Gee ons die moed om dit wat ons 'n geslote hart gegee het, in die oë te kyk, dit aan U te bely, sodat ons 'n oop hart kan hê en U doel met ons lewe kan bereik. Amen.